ons, dit is so belangrik, hierdie herinnering en hierdie boodskap, want ek weet nie van jou nie, maar baie keer voel 'n mens op jou eie eiland, en jy voel, dis net jou werk, en dis jou gesin, en dis wat jy doen op lewe, en jy het jou hoekie, en jy staan hom net en doen jou ding, en iets wat ons moet besef as gelowiges, as volgelinge van Jesus, is dat ons is besig met 'n massiewe beweging, julle. En hierdie is die beweging wat Jesus jare terug al begin het, en toe hy op aarde gekom het, hy gesê, hier is die missie. En dis waar ek laasweek gepraat het. En vandag nog is daar hoeveel mense, besigheidseienaars, entrepreneurs, skoolkinders, leiers reg oor die hele wêreld en selfs kerke wat sê maar ons kan nie weggaan van daai missie af nie. En hier is hoe ons maar net dit eenvoudig stel hier by Invloed Kerk. Ons is die perfekte kerk van 3 van ons, great. Yes. Ons is die perfekte kerk vir onperfekte mense. En die rede hoekom ons dit sê is, want ons wil daai kerk wees waar mense kan kom, wat stikkend is, wat vol vrae is, en hulle geloof is nie so sterk nie, en hulle het meer tyd daar twyfel as enigiets anderste, en hulle wonder waar's die Here, asof hulle weet waar's die Here. Hulle weet nie lekker om Bybel te lees nie, hulle voel dalk nie gekwalifiseerd nie, want hulle het 'n lang lys van sonde en stoeie. Ons wil die kerk wees waar jy kan kom en sê, hier's my plek. Hier kan ek wees, hier kan ek familie vind, en hier kan ek my vrae vra en 'n pad stap, sonder dat daar 'n ideaal oor my geplak word en sê, as ek nie in hierdie boks pas nie, dan is ek nie daai waardig om daai volgeling te wees van Jesus nie. So vandag wil ek oor iets anders te praat, en dit is, weer eens hande vat met hierdie onweerstaanbare gedagte. En lees net bietjie Jesus se bediening, Lukas 16 vers 16, is weer een van daai verse, waar jy agterkom, dat Jesus se bediening het bietjie anders gelyk as waaraan ek en jy vandag bekend is, as ons dink aan bediening vir die koninkryk. Nou lees dit saam met my. Totdat Johannes die Doper begin preek het, was die wette van Moses en die profete hulle riglyn. Maar van toe af word die goeie nuus van God, dis die boodskap van Jesus se koninkryk, verkondig, en hoor mooi, en gretige skares trek op. 'n ander vertaling sê, hulle wil met alle mag daarin gaan. Ek love daai woorde, maar as jy vandag praat oor kerk, en as jy vandag praat met mense, waar ook hulle self mag vind in die samelewing, om 'n braaivleisvuur en sê, maar luister jy noem die naam van Jesus, of jy bring kerk op die onderwerp, is die gevoel nie noodwendig skares vergader, om daarby in te kan kom nie. Is die gevoel nie noodwendig, mense wil met alle mag deel wees van waarvan jy praat nie. Mense is baie skepties. Staan terug. Vra, het 'n vraagteken oor dit, het 'n klomp kommentare en sê, nee man, ek ken daai kerk, is 'n NG kerk, hulle wil net vat. Hulle wil net dit, man, as 'n klomp skynheiliges, en ons hoor die kommentare daar buite. Maar een ding wat ek en jy as volgelinge van Jesus net weer moet besef, is dat toe Jesus bedien het, was sy bediening onweerstaanbaar. Mense het nie weerstand gebied nie. Mense het nie gesê vraagteken nie. Mense het nie 'n klomp kritiek gegee nie. Die sondaars het rye gestaan, het hulle werke gelos, het agter hom aangegaan en gesê, maar ons wil nie uitmis nie. Hierdie is onweerstaanbaar. Nou elkeen van ons, hierdie is ons roep, julle. Ons moet besig wees met die missie van Jesus. Want wanneer ons dit reg kry, dan staan die wêreld nie met 'n vraagteken oor die volgelinge van Jesus nie, maar hulle staan met 'n regmerk en sê, hoe kan ek in? Ek wil deel wees. Ek wil hierdie ervaar wat julle ervaar. Hoe kan ek ook God ken soos julle God ken? Ek wil ook hemel op aarde sien. En selfs as dit kom by ons kerke, die plekke wat ons geestelike tuistes noem, is dit die plek waar ons hande moet vat met hierdie missie. Nou gou 'n vraag vir elkeen van julle. Wat is jou kerkstorie? Vandag sit jy dalk hier en hierdie noem jy jou geestelike tuiste, maar wat is jou storie hierheen? En ons almal het verskillende stories, né? Jy sien, daar was eendag 'n stoel gewees in hierdie auditorium, en daai stoel het jou naam opgehad sonder dat jy geweet het. En daai dag toe jy jouself gevind het in daai stoel, ek wonder wat was jou ervaring? Ek wonder hoe jy daar gekom. Ek dink meeste van ons weet, ons het verskeie stories, maar is op 'n of ander manier was jy genooi. En of dit nou was dat jou kind gaan oorslaap het by mense wat deel was van die kerk, en hulle het moes die Sondag saam kinderkerk toe gegaan het, en toe kom hulle terug na jou huis toe, en jou kind kom en hy sê, papa, ons moet kerk toe gaan. Enige ouer al daar gewees waar jou kind jou kerk toe gebring het? Dis nie 'n sonde nie, is okay. Dis 'n goeie ding. En dan weens hulle jou gesmeek het, en vind jy jouself een Sondag in die kerk,
Of 'n pel het jou genooi en eventueel jy gesê, okay, ek gaan net ja sê dat ek hom kan stil maak want hy pla my elke week. Of dalk het jy deur seisoene gegaan wat jy vrae gehad het, stoei gehad het, of selfs dalk kerk seer gehad het en jy het net 'n plek gesoek. En toe stap jy eendag deur daai deure. En toe kom sit jy waar jy gesit het, heel waarskynlik agter in die gebou want jy was nie een of ander kunstenaar hier voor nie. So jy kruip agterweg waar jy kan, arms gevou. En al wat jy dink is ek hoop nie hulle sing lankie, ek hoop hulle preek lankie. Ek hoop hulle sing lankie, ek hoop nie hulle preek lankie. Ek hoop hulle vra my om op te staan nie, ek hoop nie hulle doen weet goed nie. Ek hoop nie daar's 'n tannie wat 7 keer om die gebou hardloop nie. Ek hoop hier's onperfekte mense soos ek. En toe eventueel, toe sit jy deur die preek, deur die diens, en jy het dalk weggestap en jou wêreld was nie weggeblaas van A tot Z nie, maar jy het gesê, miskien kan ek terugkom. Wat hy gesê het of wat daar gedoen was dalk behulpsaam en jy het bietjie meer ingelê as wat jy gedoen het toe jy by die deure ingestap het en voor jouself vind, sit jy toe weer in daai sitplek van jou. En stadige goed begin met jou hart en jy voel soos 'n mens en hierdie raak vir jou geestelike kos en jy voel nader aan die Here en meer soos die Here wanneer jy uitstap en stadig maar seker noem jy hierdie jou geestelike tuiste waar jy jou regmerk gegee het. En toe jy deel was, het jy bietjie stadig maar seker jou plek gevind in hierdie kerk en mense se name leer ken en dalk selfs die braafste stap wat jy kan neem binne in 'n kerk geneem en gesê, okay, maar hoe kan ek meer in wees? Hoe kan ek in 'n klein groep inkom? Hoe kan ek deel van 'n bediening wees? Hoe kan ek nie net sit op 'n stoel nie? Hoe kan ek meer ja sê vir wat God hier doen? En jy het gekom en jy het jou plek gevind. En hierdie noem jy jou geestelike tuiste. En jy's elke week hier en jy doen jou ding en ons almal het ons stories. Maar iets wat ons moet besef is dat hoe langer ons sit in die stoele en hoe langer jy jou geestelike tuiste hierdie kerk noem of wat ook al kerk dit mag wees as jy besoek. Stadig maar seker begin jou fokus nie raak, maar hoe kan ek die Here vind nie, maar hoe kan ek dit lekkerder maak vir myself? En iets wat ons van verloor en visie verloor, is die volgende. Ons vergeet dat daar mense vandag is waar jy was nie te lank terug nie. Is dat ek en jy vergeet dat mense stap in soos jy by daai voordeur ingestap het maande terug, weke terug of jare terug. En jou plek hier gevind het, stap al mense vandag hier in en hulle sit agter iewerste. En hulle is skepties en hulle het vra en hulle stoei en hulle weet nie lekker nie en hulle is op soek na 'n plek wat hulle tuiste kan noem. En iets wat ons moet besef, is ons moet nie vergeet van daai mense nie. Want die oomblik as ons doen, dan bou ons nie meer die kerk in die lyn van Jesus se missie nie. Ons bou dit vir onsself. En ek wil jou vra en ek wil ons herinner vandag dat kerk, en hier is die tema van vandag se boodskap, vandag is dit ons beurt. Jy sien, daar was mense toe jy ingestap het, sonder dat hulle jou naam geken het, of sonder dat hulle jou kinders geken het, 'n plek voorberei het, met 'n verwagting opgedaag het, 'n stoel vir jou neergesit het, vir jou gebid het nog voor jy gekom het. Mense wat rondgeloop het en gedink het, maar hoe kan ek jou by die kerk uitkry en jou nooi, want ek dink hierdie plek kan jou nader aan die Here bring. Mense was aktief besig met die missie van Jesus, sonder dat jy dit eers besef het, en jy kon inkom en worry oor niks. Al wat jy oor gedink het was, kan ek hier wees? Is hierdie my plek? Antwoord die vrae van al my vraagtekens. Kan ek veilig hierso wees? En daar was mense wat gesê het, ons skep hierdie plek, sodat mense soos dit kan kom. En julle, ons kan nie visie verloor van daai ding nie. Veral nie by ons kerk nie. Die oomblik as ons instap en ons vergeet, vandag is iemand se eerste Sondag. Vandag is daar iemand wat opdaag en sê, ek gee God nog een kans. As ons visie van dit verloor, dan verloor ons die missie van Jesus. En in die kerk, ons is baie bevoorreg. Hierdie is 'n klomp kaartjies met name op. Hierdie kaartjies is die kaartjies van nuwe besoekers net van hierdie jaar. Wel, dis die mense wat ingevul het. Daar was baie meer nuwe besoekers as hierdie. Nie almal gemaak 'n draai nie. Nie almal vir 'n kaartjie nie. Ek weet nie wat gaan deur jou gedagtes as jy hierdie sien nie. Hierdie is mense wat opgedaag het en gesê het, vandag is my eerste Sondag. En baie van hulle het hulle geestelike tuiste hier gevind. Dis amazing.
Julle, ons sit met oorvloed by ons gemeente. God het ons geseën. In vorige jare die pakke staan groot. Hoeveel besoekers ons al hierdeur gekry het. God stuur die mense. Weet jy hoekom? Want ons het gesê dag nommer 1, ons wil 'n kerk wees waar die besoeker instap en 'n plek kan vind. En of daai besoeker 'n gelowige is wat net, man, hy's in en hy is lief vir die Here en jy sê, weet jy wat, enige vers in die Bybel en hy quote hom vir jou. Jy weet, of dit nou daai ou is wat net kom en sy hart is klaar daar, of 'n ou is wat instap en sê, maar as dit vandag nie die Here vind en dan pleeg ek selfmoord. Ons wil hulle almal verwelkom hier binne en iewerste moet ons doen wat ons doen op so 'n manier dat mense kan inlê en nie weerstand bied nie, want dis was Jesus se bediening. Dit was onweerstaanbaar. Nou, vir almal wat deel is van hierdie kerk, almal wat hierdie jou geestelike tuiste noem, waar is jou oë rakende ons gemeente? Is dit op jouself? Hoe jy dit ervaar? Of is jou oë op die plekke waar jy gaping sien, maar hier kan ons nog bou. Hier kan ons nog vorentoe. Hier kan mense God beter beleef. Hier moet ons mense inkry. Hier moet ons hier ding verbeter. Is jou oë op die mense wat God nog 'n kans gee? Dit is so belangrik dat ons nie daarvan vergeet het. Want waar jy was, is waar ander vandag is. Nou daar's 3 dinge wat ek vandag vir ons wil voorhou. 3 dinge, 3 gedagtes, 3 punte, 3 waardes wat ons as 'n gemeente nooit kan verloor nie, vir baie goeie redes. In die oomblik as ons dit mis, dan verloor ons missie met die Here. En hierdie goeters is so eenvoudig en nie gaan van julle wees wat sê volpunte. Ek doen hierdie, ek leef hierdie. Van julle gaan sien, ons 1 of 2 of 3 wat jy aan kan werk en meer hande vat om seker te maak jou oë bly in die regte rigting kyk by ons gemeente. So wat is hierdie 3? Wel, jou eerste ene is jy moet 'n plan uitfigure hoe jy hierdie geestelike tuiste van jou finansiëel ondersteun. Jy moet 'n plan uitfigure. Geen mens by jou eie huis bly net daar, gebruik en sê net, ag, wel, kom ons kyk net hoe lank ons hierdie trein kan ry, soveel as moontlik hê. Enige iemand wat huis dink, gesin dink, familie dink, dra by. Selfs julle as ouers van klein kinders, jy leer jou kind al van 'n klein tyd af hoe om by te dra, is dalk nie finansiëel nie, maar dra die bord, doen dit, jy weet, moenie opstaan en terugvoer gee oor die kos nie, bly stil en eet jou kos. Jy dra by, vat die borde terug, jy leer bydra. Afrikaner, ons het hierdie ding lankal verloor by ons kultuur. Mense stap in en gebruik en verbruik. En ons vat soveel as wat ons kan, sonder om te dink aan, maar luister, hierdie is ons tuiste. Hierdie is 'n huis wat ons bou vir ander. Kom ons doen wat ons moet doen finansiëel as 'n gesin. Sit en beplan aan 'n begroting, sit en beplan aan 'n plan. Te sê, maar hier is hoe ons gaan saai en bydra aan hierdie. Want hier is die ding, julle, en hoor my hart met hierdie. Ek sê nie vandag hierdie vir die mense wat stoei met hierdie. Daar's mense wat net sê, ja, maar ons verstaan dit, ons is in, dis 'n nou-brainer. Maar daar's van ons wat stoei met hierdie gedagte. Want jy is dalk kerkseer of jy is dalk skepties of dalk gaan jy net die finansiële druk en jy druk net terug. Teen enigiets wat finansies vir jou vra op die oomblik. Hier is waarop dit neerkom. As jy net dink jy gooi kollekte in 'n mandjie of 'n tiende of wat ook al jy betaal vir die werk van die Here en die huis vir die bou van hierdie huis, dan mis jy die prentjie. Ek vra jou nie om 'n regmerkie te gee langs 'n tikboksie en sê ek ons het nou iets gegee, ons voel beter oor onsself nie. Besef jy waaraan ons bou? Nie ek nie 3 mense nie, ons wat hierdie ons geestelike tuiste noem. Besef jy hoe waardevol hierdie huis is vir mense? Die stories wat mense na ons dienste toe kom en dan stap hulle uit die diens uit en hulle kommentaar, wow. En die rede daarvoor is omdat ons nie elke week hoef te preek oor geld nie. Want ons genoeg mense in hierdie huis julle wat bou. Ons genoeg mense in hierdie huis wat sê ons dra by want ons sien waarmee God besig is. Ons sien hoeveel voordeel dit het in ons gemeenskap. En ek sou vandag vir julle gesê het, julle hoef niks meer te gee nie. As ons wil bly waar ons is. Want ons het genoeg. Maar julle, hoeveel gesinne daar buite het ons nog nodig? Hoeveel materiaal het ons nog nodig om te mobiliseer in hierdie dorp? En hoeveel projekte het ons nog om te mobiliseer in ons gemeenskap? Hoeveel werk is nog daar buite? Hoeveel siele het nog geloof nodig, nog Jesus nodig? Dis ons werk as 'n geestelike tuiste om daai ding te bou.
As ons wil bly waar ons is, good enough. Maar enigiemand wat 'n geestelike tuiste doen, kry 'n plan om saam te bou. Dan die tweede ene. Die eerste een is ondersteun jou geestelike tuiste, die tweede een is bou jou geestelike tuiste. Nou wat presies is hierdie ene? Hierdie is letterlik die manier hoe jy mense nooi kerk toe. Die oomblik is ons 'n gemeente raak wat nie meer mense kerk toe nooi nie, hulle sterf ons kerk. Want statistiek wys dit oor en oor en jy weet hierdie by jou maatskappy ook self. Die ding wat enige iemand kerk toe nooi, die hoofding wat mense kerk toe nooi, is nie hoe voel hy kerk se social media nie. Is nie hoe klink die preek aanlyn nie. Die hoofrede hoekom mense kerk toe kom is want iemand het iemand genooi. Dis die hoofrede. En dis hoekom ons kerk ook gegroei het in al hierdie. Weet jy hoeveel uitnodigings was agter al hierdie? Dis mense wat vir jare selfs 'n pad stap met mense en sê kom saam met my kerk. Nou ek weet vir al die introverte weer eens, ek het julle rig in hierdie reeks, maar dit is vir jou intimiderend en dit is vir jou moeilik om mense kerk toe te nooi. Ek is self skepties oor hierdie ene en die rede daarvoor is want ek is die pastoor. Weet jy hoe dodgy is dit as die pastoor jou nooi na sy eie kerk toe? Man, dis so moeilik, jy weet, dan staan ek daar dan, of ons sal paddle speel, of ons sal golf, of ons sal iewers wees saam met mense, en dan hoor hulle ek se pastoor, weet jy hoe dik raak die atmosfeer in daai gesprek, soos instantly, ek haat daai gesprek, so as jy ooit saam met golf speel of paddle speel, en iemand vra, hey Morai, wat se werk doen jy? Doen my 'n guns, en hijack net die gesprek, in daai oomblik, vat hom met oor, en sê net, hey Jessie, het julle geweet hierdie ding, en doen wat jy moet doen, want hier is die ding, mense raak so 'n bietjie, maar weet jy wat is die voorreg wat jy het? Mense voel die teenoorgestelde. Hulle gaan daaroor van ons sê, hey, gaan jy kerk toe? Jy. En hier's waarvoor jy moet uitkyk. Ek noem dit 3 vensters. 3 vensters van geleenthede, hoe jy weet, hier's 'n ideale situasie, waar iemand baie grotendeel sal dalk ja sê om kerk toe te gaan. En die heel eerste ene is, as jy hierdie woorde hoor, of iets in die lyn van, ek is nie in die dorp. As jy daarin hoor, daai is jou venster. Spring in. Nou ek weet ekstroverte, jy wag hier vir 'n venster, jy breek die deur af. Ek weet dit. Maar vir ons wat net ding mooi probeer doen, jy wag vir daai woorde. En of jy in Checkers se ry staan om te betaal en jy hoor die gesprek, ek is nie in die dorp. Ja, wees daai persoon. Hy luister julle, sorry. My ore was glad nie by my vrou toe my gepraat het nie. Ek het net hierdie woorde gehoor, julle is nie in die dorp. En weet jy wat het jy nodig wanneer jy nie in die dorp is? 'n Baie goeie kerk. Ek dink julle moet saam met my Sondag kerk toe kom. Kom sit langs my, dit sal my voorreg wees. Net daar. Jy sal verbaas wees hoeveel mense ja sê. En in Vloed Kerk, en ek wil nie woorde in jou mond sit nie, maar hier is een van daai kere waar ek jou vra, weet jy wat is 'n goeie manier en die beste manier om dit te doen? Dis een ding as jy sê, hey, kom kerk toe Sondag. Dis een manier. Dis nie 'n goeie manier nie. Weet jy wat is 'n baie beter manier? Wat ek dink Jesus ook sou gedoen het. Kom saam met my kerk toe en kom sit langs my. Doen dit so. Ewe skielik is daar verhouding. Ewe skielik voel hulle bietjie veiliger. Ewe skielik kan jy self sê, luister, as enigiemand julle wil groet en julle wil gegroet word, sê dit vir my, ek hijack al daai. Ek sal jou persoonlike bouncer wees vir die oggend. Geen kerkmense sal in jou raak nie, maar ek dink net by my kerk die boodskap van hoop en van visie en wat ook al ons daar doen, dit gaan jou help. So daai is een woord wat jy soek, of een sin wat jy soek, ek is nie in die dorp, gebruik daai venster. Die tweede ene is, as jy iets hoor van, dit gaan nie goed nie. Mense wat bietjie swaar trek, mense wat net, jy weet die algemene woorde daar buite. Jy weet, jy hoor 'n sekere area, iets gaan dit nie lekker nie. Daai is jou venster. En ek weet dit is dalk verskriklik, maar met die ekonomie is daar baie druk en dit gaan nie goed met baie mense nie, finansiëel gesproke. Hierdie is 'n geleentheid, julle. Waar mense stoei in hulle binneste na hoe vorentoe. Die oes is ryp. Die vensters is wyd. As mense sê ek weet nie, ek stoei en jy hoor daai stoei. Sê luister hier, kom sit langs my Sondag by die kerk. Weet jy gaan dalk iets hoor van hoop. En dit gaan dalk nie antwoorde wees vir jou besigheid nie, maar dit gaan antwoorde wees vir jou denke en hart in hierdie seisoen sodat jy die regte besluite neem in jou besigheid. Kom sit dalk langs my. Gebruik daai venster. En die laaste ene is, ek noem dit nou maar net, dit gaan rof. As verskil is en dit gaan nie goed nie. En dit gaan rof. Dit gaan seer. Mense het nie hoop nie. Mense gaan deur trauma, verlies van 'n geliefde. Mense voel pyn. Pyn is 'n geleentheid vir my en jou
Om te sê, hey, ek weet jy stoei dalk nou met die Here, maar kan ek jou nooi na 'n plek toe waar jy dalk net jou vrae kan vra, waar jy net kan sit en 'n bietjie ontvang, net opgebou word sonder dat mense iets in jou keel wil afdruk. Ek sal langs jou kom sit Sondag. Weet julle hoeveel beteken dit vir daai mense? Ek sal nooit vergeet nie, in daai ry daar waar julle sit, was daar een vrou wat een Sondag opgedaag het, eerste keer in 'n baie lang tyd, en sy sit toe daar, alleen, want haar man was 'n paar maande voor dit oorlede, en sy het so gestoei om kerk toe te kom. Weet julle hoe moeilik is dit vir daai mense met pyn, om kerk toe te kom, en die persoon wat altyd saam met jou kerk toe gegaan het, is nie meer daar nie. Dis seer. En alweer, ek sien dit toe raak, en ek is bevoorreg genoeg om die storie te ken, en ek gaan staan toe net langs haar, en ek hou haar vas terwyl ons gaan bid. Ek moes ongelukkig kom preek, maar ek hou haar net vas. Ek sê nie 'n woord vir haar, ek hou haar net vas, en dan bid net saam met die tannie. Tot vandag toe, is dit 'n highlight in hierdie kerk. Ek het gedink ek het al great preke gepreek, maar dit blykbaar nie so goed nie. Die drukkie was die highlight. Want is omgee, en is sien, dis die missie van Jesus. So eerstens, kry 'n manier hoe jy as jou gesin hierdie kerk ondersteun, jou geestelike tuiste, en dan bou jou geestelike tuiste deur mense te nooi. Die derde ding is, dien jou geestelike tuiste, en ek weet, hier is weer een van daai goed waar ek jou tyd vra, maar as jy besef hoe mooi hierdie huis is, dan sal jy dit uitfigure. Ek weet ons sit met 'n kerk waar die Here baie bekwame mense stuur, en baie besige mense stuur, ek verstaan dit. Hier's mense wat se besighede julle baie besig hou, maar ek wil jou uitnooi, figure 'n plan uit, hoe jy tyd, en hulpbronne, en wat jy het, jou talente, beskikbaar kan stel, om hierdie huis te bou. Want wat die God hier doen, kan jy nie op uitmis nie. Jy moet deel wees. En hier is my vraag julle, en sien die prentjie saam met my. Wat as die mense wat voor ons hier was, besluit het, op daai 3 areas, hulle gaan dit nie doen nie? Wat as jy ingestap het by 'n kerk, en daai kerk is mense wat deels van daai huisgesin, en hulle het hulle geestelike tuiste al genoem, het gesê het, ek gaan nie bou hier nie, ek gaan nie gee nie, ek gaan nie tyd beskikbaar stel nie, ek gaan nie mense nooi nie. Wat sou geword het van my en jou? Waar sou ons 'n gemeenskap van gelowiges gevind het, soos ons vandag doen? En dank die Here, daar was 'n klomp mense al voor ons deur al die eeue wat heeltyd handgevat het met die missie van Jesus, selfs by hulle kerk, en gesê het, maar ons bou hier, ons nooi mense hier, jy weet jy, ons dien hier. Ons leer ons kinders om hier te kom sit, ons leer ons kinders wat dit is om groot te word in die kerk, daai woorde wat party van julle so 'n bietjie onttrekkingssintome kry as jy hom hoor, want jy het 'n negatiewe ervaring daarmee gehad, maar ons kan dit mooi maak julle. Wat as die mense voor ons nee gesê het, en wat as ek en jy nee sê? Wat word van die volgendes na ons? En ons sit in 'n tyd, en hierdie is swaar op my hart, dat te veel mense vinnig maklik nee sê vir hierdie. Dis ons neiging, dis ons instelling om net dadelik te sê nee, so min as moontlik, kan nie hier nie, wil nie daar nie. Waar die mense voor ons het gegaan en gesê, wat wil jy hê? Hoe bou ons aan hierdie ding? Lees jou Bybel, en lees jy van gemeentes wat sê, maar selfs al kan ons nie, maak ons 'n plan, ons haal uit die spaarrekening uit, gaan lees hierdie goed uit die Bybel. Dis incredible. Maar dis nie omdat 'n pastoor daar voorgestaan en gesê het, hier is wat jy moet doen as kerk en gemeente nie. Dis omdat hulle gesien het wat die Here doen. En gesê het, ons wil nie uitmis op dit nie. So baie belangrik, daar moet 'n skuif vandag plaasvind. En in Vloed Kerk, ek hoop jy hoor die hart, en hier is die skuif. Die skuif is van 'n gas na 'n gasheer of 'n gasvrou. As ons sê hierdie is ons geestelike tuiste, dan kan jy nie by jou eie huis opdaag soos 'n gas nie. En ons love gaste, as jy besoek hier vandag, ons love it. Ons wil hê jy moet kom, jy kan jou skoene uitskop, jy kan 'n chappie onder die stoel plak, gaan groot. Doen wat jy wil doen. Jy is ons gas. As jy huis toe gaan, dan bou ons oor daai chappie, ek beloof vir jou, maar ons sal hom afhaal. En ons sal 'n plan maak. Want ons wil hê mense moet kom, maar vir ons wat hierdie ons geestelike tuiste noem, ons kan nie net instap en kom sit nie. Want dis mense in ons huis. Was jy al ooit by 'n huis gewees, en ek weet van julle het sulke familie.
Waar jy opdaag by die familiekuier en daar sit oom Brom. En hy sit net. Hy dra niks by nie. Hy praat eintlik met niemand nie. Hy is een kant en op sy eie mission. Kyk net Sewende Laan en golf. Dis al wat hy wil doen. Hy help nie met die braai nie, gesels met niemand nie. Hoe tuis voel jy om daai ou? Wil jy hom eers groet? Jy hoef daarom nie, is net, hallo oom. Dis van ons wat so sit in hierdie geestelike tuiste. Staan op en word 'n gasheer en sê maar, welkom by ons huis. Dit vat nie veel, wanneer jy kom sit in jou stoel, om net om jou te draai en 'n paar mense te groet nie. Moenie soos die oom daar sit nie. Verwelkom mense in jou huis. En wanneer jy dit doen, raak ons die kerk wat God wil hê ons moet wees. En hoor mooi julle, ek noem hierdie ons huis, want hierdie is nie kerk nie. Kerk is ek en jy. Kerk is wanneer Pinkster gebeur het, 2000 jaar terug, en die Heilige Gees het afgekom en mense gebly, toe word hulle die kerk. Nie jy, net een individu nie, ons almal saam is die kerk, is die beweging van God. Maar ons het die voorreg om 'n geestelike tuiste te vorm op planeet Aarde, waar ons sê, maar die kerk kom hier by mekaar. En hier aanbid ons die Here en nooi mense saam op hierdie reis van geloof. Kom ons bou 'n plek wat onweerstaanbaar is. En wanneer ons dit doen, is daar 'n groot wen. En hier is die woorde, wat, as ons hierdie reg kry, is hierdie die woorde. As mense hier instap, wat al kerkloos is, en kerkseer gekry het in hulle jong verlede, of jy het nie kerk groot geword nie, en jy kom dalk by 'n plek, en jy beleef die Here, en dan sê jy dalk hierdie woorde, ek wens daar was 'n kerk soos die, toe ek groot geword het. Imagine dit. Imagine as dit die hart is. Imagine dis die tipe kerk waar ons kinders groot word. Die kerk wat ons bou. In Lukas 15 lees ons weer hierdie onweerstaanbare hart en bediening van Jesus. En julle ken hierdie vergelyking. Jesus vertel 'n vergelyking, maar hier is hoe hy opbou in vers 1 en 2. Hy sê die tollenaars en ander sondaars het dikwels na Jesus se onderrig kom luister. Almal is welkom, selfs die sondaars en tollenaars. Die fariseërs en wetkenners het beswaar gemaak dat hy met veragtelike mense geassosieer het en selfs saam met hulle geëet het. Nou vir daai versies lees ons baie keer verby in die Bybel. O ja, Jesus, hy reik uit na die mense. Julle hy eet saam die grootste sondaars van die tyd. Nie net eet hy saam met hulle nie, hy assosieer saam met hulle. Hy stap nie in en assosieer met die hoes nie. Hy stap nie in en sê, okay, net met die ouens wat dit gemaak het en die heiliges en die ouens wat hulle Bybel verstaan en die ouens wat kan preek nie. Hy kom in en hy sê, waar is die ouens aan die buitekant wat ons kan inkry? Waar is die sondaars, die sukkelaars, die mense wat rondloop en ander mense indoen en seermaak, want hulle is seer, 'n hond wat seer is buite. Waar is die ouens wat buite op planeet Aarde, want ek moet saam met hulle gaan sit, want hulle het my nodig. En Jesus se bediening was onweerstaanbaar vir daai ouens. En Jesus gaan verder en met die fariseërs en almal wat nie happy is met hom nie, vertel hy die gelykenis in vers 3 en julle ken hierdie ene. En hy sê, hier is die gelykenis vertel, as jy 100 skape het en een het verdwaal en verlore geraak, sal jy nie die 99 net daar laat staan en die een gaan soek tot jy hom kry nie. En dan sal jy hom met blydskap op jou skouers huis toe dra. Wanneer jy tuis is, sal jy jou vriende en bure roep om saam bly te wees, omdat jy jou verlore skaap gevind het. Net so sal die hemel blyer wees oor een sondaar wat tot inkeer kom, as die 99 ander wat regverdig is en nodig het om tot inkeer te kom nie. Jesus kom hier en hy verduidelik weer die missie julle. Hy sê, hier is wat ons moet doen, los die 99, soek die een. Ek het al in baie kerke in my lewe ingestap en ek glo jy ook. En daai kerke was meer gefokus op die 99. En die gesprekke in die kerk het meer gegaan oor hoe die kerkmense dit beleef en wat die kerkmense dit wil hê. As eerder maar, hoe kan ons kerk op 'n manier waar ons God die al die eer gee soos hy verdien, maar tog op so 'n manier dat die mense van buite af kan inkom, dat die verlore skaap kan inkom en 'n plek weer kan vind hier tussen ons. Ons kan nie 'n kerk raak wat net gaan oor ons nie. Ons kan nie. Die oomblik as ons inwaarts gefokus is, julle sterf 'n kerk.
En die van julle wat al jare op planeet Aarde al spandeer het en baie ervaring en baie dinge gesien het al gesien hoe kerke sterf. Weet jy wanneer begin 'n kerk sterf? Dis wanneer ons inwaarts gefokus raak. Want dis die oomblik wanneer ons nie meer die missie met Jesus saam met hom loop nie. Ek wil graag 'n video vir ons wys en dit praat net van 'n video wat juis hande vat met wat ek vandag met ons praat en weer eens met ons deel. Wat sê hoe kragtig dit is wanneer ons uitwaarts gefokus is. Hoe kragtig dit is as ons die 99 los vir die een. Hoe kragtig dit is as ons kerke nie getroud is met 'n model nie, maar eerder met die missie. Hoe kragtig dit is wanneer ons sê, hoe kan ons 'n plek skep, ons tuiste, vir mense van buite af. So kom ons kyk hierdie video so saam. My name is Kelly Miller. I've been serving at our church since 2003. Yeah, so my wife and I started going to North Point in 2001. For the first 2 years, we sat comfortably on Sundays, enjoyed the service, but we really didn't have much inspiration or thought about serving or engaging. But then the annual Strategic Service Sunday rolled around and Andy gave his pitch, and all of a sudden I felt a fairly strong conviction that I should serve with high school students. And I'm like, there's no way I'm serving with high school students. I had all the excuses. I was successful, which meant I had a demanding job, which meant I was busy all the time. And then my wife was also sick. And so we had every reason to not do this. The conviction was so strong, I just said yes to taking a step. My yes to take a step turned into them saying yes to me, and I agreed to take this group of guys. And in that time, I think the greatest gift that I've received, other than my faith growing, is the quality relationships that I have with so many people, including young men like Bradley. The night we first met was at Inside Out, and I remember seeing this guy in my small group for the first time that had this long red hair. He was really cool. Like, I hate saying that now. He's really cool. And I was thinking, there's no way this guy's going to come back. Like, he's too cool for what we're doing. I don't think he missed a Sunday after the first Sunday. On Sundays, Kelly would ask us to hang back and just get to have a little more conversation one-on-one. It was kind of nice meeting someone new who was interested in getting to know me a little more. We knew he was super busy, big-time business guy. He would be there every Sunday. He made it a priority to be there for us, and there was never anyone like that for me. I learned that to live a better life was to live a life surrendered and to have Jesus at the center. And I was able to see it right in front of me from my small group leader. After we finished that group, I was exhausted. And all the excuses that I had for not wanting to start the group in the first place came back. But a good friend came to me and said, hey, would you consider taking another group right away? And I was like, okay, I'll do it if Bradley will co-lead with me. I'm fairly certain I probably was like, yes, I'm in. And I was like, what? Come on. Kelly and Danlin have played such a major role in our lives to where Megan and I decided, without a doubt, our first child was going to be named Miller. And then now, Kelly is known as Papa and Danlin is Granddad. I have learned so much from you. You said yes 20 years ago, and that yes has impacted who I am today as a husband, a father, and that yes hasn't just impacted me, it goes far beyond me. Hi, my name's Miller. I'm 8 years old and in the 2nd grade. I asked Jesus into my heart when I was in the car at 5 years old. I want to get baptized because I want to show everyone that I believe in Jesus. When I pray to God, I feel like our relationship is bonding. My granddad and Papa gave me a sign with my favorite truth. It says, I am a daughter of a king who's not moved by the world, for my God is with me and goes before me. I do not fear because I am his. I would like to thank my mom and dad for being with me through this epic journey. I am here today to show everyone that I believe in Jesus. That's better than your video. Never in my wildest dreams could I have ever imagined that my life would be so dramatically affected by simply saying yes to taking a step towards serving. Serving at our churches is not just for the benefit of the people that you're directly leading, but can lead to a generational impact. And that's not meant to be said as a pressure. It's meant to be said as an opportunity. It's an opportunity to know your Heavenly Father
and grow in a way that you cannot believe is possible. And really, all we have to do is just say yes to taking a step. So mooi. Dis so mooi. En dit vang my so. Dis waarmee ons besig is. Dis my roep vir vandag. Die vraag is, wat is die volgende generasie se geloof vir jou werd? Ek vra nie jou geloof nie. Ek vra wat is die geloof van die volgende generasie vir jou werd? Want dis die missie van Jesus. Hy sien nie net jou nie, hy sien oor 60 jaar van nou af. En die impak wat jy nou kan maak, deur dit nou jy ja gee, vir waarmee ons besig is, kan lei na soveel meer. Soveel meer. En dis wat Jesus gesê het, en bedoel het, toe hy gesê die Heilige Gees gaan kom, julle gaan groter dinge as ek doen. As ons saam staan, is ons impak wyer, dieper, en ek en jy kan in die voetspore stap en Jesus se werk klaarmaak op planeet Aarde. So ek wil jou vra, Invloed Kerk, dat jy saam met my sal ja sê vir hierdie huis. En hoe ook al dit lyk in jou wêreld. Vat jou vrou, jou kinders, mense saam en sit en beplan, hoe sê ons ja vir ons geestelike tuiste, want ons is agter sulke stories aan. En wat vra dit van jou? Ons kan nie soos daai oom bly sit nie. Ons moet iets doen. Die oomblik as ons inwaarts gefokus is, verloor ons dit. Mag ons altyd uitwaarts gefokus wees. Nou volgende week het ek julle uitdaging gegee vir volgende week. Is om uit te gaan, jy's hierdie week nog, ons het 1 week oor, en gaan soek iemand buite. Gaan soek iemand wat sukkel, gaan soek iemand wat stoei, gaan soek iemand daar en nooi hulle in. Maar hierdie week het jy ook werk om te gaan en te sê, maar as hierdie my geestelike tuiste is, hoe sê ek ja vir daai 3 areas? Hoe gaan ek dit maak werk? Wat kan ons doen? Hoe maak ons impak? Jesus se bediening was onweerstaanbaar. En nee, dit was nie net sy great prediking nie. Dit was nie net sy wonderwerke nie. En dit was beseker nie omdat hy 'n blazer gedra het met goue skoene nie. Wat sy bediening onweerstaanbaar gemaak het, was omdat hy uitwaarts gefokus was. Op hierdie missie gegaan het. En hy nooi ons as volgelinge en sê, volg my. So kom ons sluit ons so, ons bid saam. Hemelse Vader, dankie Here dat ons weer eens kan weet dat ons is hier op planeet Aarde nie net hier om geld te maak en kos op die tafel te sit en hierdie wêreld se stoeie deur te gaan van een stoei na volgende nie, een uitdaging na volgende uitdaging nie, een ding maar ons klaar om hier 4 hierdie week en om die 4 volgende week klaar ons weer oor iets anders te. Ons is net hier om kinders groot te maak nie Here, maar ons is besig met soveel meer. Ons is besig met die missie van Jesus. Ons is besig om die mense wat verlore is, wat buite is, om hulle stadig maar seker deel te maak van die koninkryk, Here. En Here, dis die grootste impak wat ons het. Dis die grootste ding wat ons kan los vir ons kinders, dat hulle kan sien hoe kom hemel aarde toe, voor hulle oë, en hoe dit lyk en hoe dit voel. En daarom bid ek Here vir ons elkeen hier vandag, dat ons hierdie sal ag as ons geestelike tuiste, en as ons al ja gesê het vir die kerk, dat ons sal help bou in hierdie huis, dat ons help dien in hierdie huis, Here, en sal ondersteun in hierdie huis. Here, mag ons dit ernstig opneem, want die impak is die moeite werd, die generasie na ons geloof is die moeite werd. Ons kan nie bly sit nie, hierdie is ons beurt, Here. So Here, dankie daarvoor. Ons eer U daarvoor, in Jesus se naam, Here, sal ons sê saam, amen en amen.